Goeiedag, ek is Bianca en ek is saam met jou op reis deur die Bybel in 1 jaar. Vandag se hoofstuk is Numeri 23. Hierdie hoofstuk kan as verrassend voorkom, aangesien God deur Bileam praat, iemand wat duidelik 'n goddelose man was. Dit wys dat geestelike gawes nie noodwendig geestelike volwassenheid beteken nie. God het egter in die vorige hoofstuk deur 'n donkie gepraat. Wanneer ons verder lees, sien ons dat God geweet het dat Balak vir Israel wou vervloek. Geen profeet, nie eers Bileam, kon die volk Israel vervloek nie. God het 'n seën oor Israel beloof, om hulle 'n unieke en groot nasie te maak. Bileam het 'n begeerte gehad om soos die regverdiges te sterf. Baie mense begeer die dood van die regverdiges, maar hulle leef nie die lewe van regverdiges nie. Verder in die hoofstuk sien ons dat God aan Balak sy karakter openbaar. God is nie soos mense nie. Hy jok nie, hy verander nie en hy hou by sy woord. Hy beskik ook oor alle mag. 'n gedeelte wat my aandag getrek het in hierdie hoofstuk is vers 22. Die Afrikaanse vertaling lees as volg: Hy is vir Israel soos 'n brute krag van 'n bees. In vergelyking met die King James Version. Dit lees as volg: He have as it were the strength of an unicorn. Die Hebreëse woord riem kom 9 keer voor in die Ou Testament. Dit wys waarskynlik na 'n dier met 'n magtige horing. Sommige meen dit verwys na 'n renoster, ander na 'n wilde os of 'n sterk bok. Dit is egter ook moontlik dat die beeld van 'n unicorn bedoel is. Om saam te vat. In hierdie hoofstuk leer ons die volgende. Eerstens, niemand kan dit wat God seën vervloek nie. Ek word hier herinner aan Romeine 8 vers 38 wat sê: Een ding weet ek vas en seker, niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie dood of lewe, of engele of duiwelse magte nie. Nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie. Ook nie bo-aardse magte nie. Ja, hoegenaamd niks daarbo of onder in die dieptes of elders in die skepping sal ons ooit kan skei van die liefde wat God in Christus Jesus, ons Here, vir ons het nie. Ons leer ook verder uit Numeri 23 dat God se karakter onveranderlik is. En omdat dit onveranderlik is, kan ons hom vertrou. Mag jy 'n geseënde dag verder hê.